Nou boere, ek wil graag vanaand deel 2 met die behandel, soos wat ek dat die Vader se woord het verstaan, die hinderlaag en die ambush en die slaghuister waarin ons boervolk in geloop het, en die misleiding waarin ons boervolk mislei is. Jy sien, weteloosheid volgens die Strongse vertaling is 'n toestand van sonder wet wees. Nou, Yeshua, ons verlosser, is die wet, die woord, die waarheid en die weg en die lig van die Almagtige. So as ons na die wettelose verduideliking of vertaling gaan kyk uit Grieks uit volgens Strong, dan is dit 'n toestand van sonder wet wees. As Yeshua die wet is, met ander woorde, dan is ons in hierdie tyd sonder hom. Jy sal later sien hoekom ons sonder hom is. Die misleiding kom 'n lang pad saam. So, wat ek miskien moet ek, voor ek aangaan, net gou vir die verduidelik, ek wil gou vir iets vra. Jy sien, in die 1600s, 1500, 1600s, nee, ek lieg, dis 600 na Christus, 600 jaar na ons Messias opgevaar het, terug na sy Vader toe, het Constantijn in die katholieke kerk ter hulle eie geloof afgekondig in Europa. En as jy nou mooi onthou, ek dink ons moet ons net 'n bietjie terug gaan kyk in ons geskiedenis. Ons boere is geneig om ons geskiedenis heeltemal te vergeet, en dan loop ons elke slag in dieselfde trap of in dieselfde hinderlaag in. En omtrent 600 na Messias het Constantijn in die katholieke kerk 'n wet afgekondig dat die nuwe jaar begin op die 1 Januarie. Jy sal sien, daar is 'n ou woordjie wat sê April Fool. Ons speel dit vandag almal met mekaar. Ons het nie 'n idee waar dit vandaan kom nie. Nou, April Fool kom hier vandaan. Dit is hier waar die katholieke kerk en die Romeine die nuwe jaar verander het van die eerste maand van Vader af, Aviv. Dis eintlik in April, hierdie was in die begin van April volgens Vader se kalender. En die 1 April of die 1 Aviv is dan die nuwe jaar. As jy gaan lees Leviticus en Exodus, sal jy sien dat Vader het gesê, hierdie dag en hierdie maand is vir die begin van al die maande en begin van al die jare. Maar ek gaan nie nou baie detail afspandeer nie. Ek wil jy moet dit net weet, dat hier het die katholieke en die Romeinse Ryk het al die nuwe jaar geskuif na die 1 Januarie. En het Vader se nuwe jaar verwerk. En as jy Vader se fees hou op die 1 Januarie, op die 1 April of die 1 Aviv, wat ons op die huidige kalender April is, dan het hulle jou gespot. Dan het hulle gesê, look at those April Fools, want hulle het nog steeds die Almagtige se kalender gevolg, terwyl die res van die wêreld rondom hulle het reeds die katholieke en die Romeinse kalender aanvaar, wat se nuwe jaar op die 1 Januarie begin. So, hierdie eerste veranderings al begin plaas van 600 jaar na Christus, so dit moet omtrent so 1600 jaar gelede wees. Ons volk is nou maar 2, 3, 400 jaar oud, ons taal is net so oud, en ons taal is baie arm, en ons kan nie al hierdie termes in Afrikaans oorsit. Maar die basis is, ons het ons nuwe jaar, 1400 jaar gelede, het Vader se nuwe jaar nietig verklaar, en het 'n nuwe jaar ingestel volgens hulle songod, Dagon, en kort daarna het hulle Vader se Sabbate geskuif na die Sondag toe, die Sondag aanbidding, en hulle het Vader se feeste verbied. Vader se Pascha, Vader se Hittefees, al Vader se feeste, Vader se Sabbat, sy heilige Sabbat, het die katholieke en die Rome het dit totaal verbied, en hulle het alle Sabbate, Kersfees, Paasfees en die Songod se nuwe jaar het hulle ingestel. En dis hoe ons boere in Afrika geëindig het. En dit moet ons onthou. Ons is vermoor, ons is uitgebrand, ons is aan pale opgehang, ons is doodgeslaan, soos wat die Zulus met die boere in Afrika gedoen het, en die Romeinse Ryk en die kerk dit met die boere gedoen, met die gelowiges in Europa. 10 miljoen, 5 miljoen, 6 miljoen, almal gaan te kere oor Hitler, maar niemand worry oor die gelowiges wat uitgemoor is deur die kerk in Europa nie. Dis hoekom ons families, ons voorouers, ons voorsate het gevlug uit Europa uit, Afrika toe, hulle het alles gelos, het op 'n skip geklim en gesê, ons sleep, waar ons ook al in die wêreld aankom, ons gaan in elk geval doodgemaak word. Want hierdie geloof mag ons nie glo nie, hierdie geloof is op ons afgedwing, is ons in die keelgate afgedruk, en ons is met die dood gedreig, as ons hierdie geloof nie aanvaar nie. So, die geloof wat ons vandag volg,
En of die geloof, die Christen geloof en die evangelie wat ons vandag volg, is nie 'n evangelie wat die boere aanvaar het nie. Ons voorouers het dit nog nooit aanvaar. Ons het gevlug daarvoor. Ons het vir die Jesus Christus op die kruishoukie, wat die katholieke geheilig het en wat ons moes aanbid, het ons gevlug, ons is vermoor as ons daai beeld en daai kruis nie aanbid het by die katholieke en by die Rome nie. So hoe dit gebeur dat die kruis en die Jesus ons agtervolg het tot in Suid-Afrika? Jare daarna. Nou soos presies terug waar ons voorvaders 1400 jaar terug was en waarvoor hulle gevlug is en waarvoor hulle uitgebore is. So die geloof wat ons vandag aanhang, kan ek u verseker, is nie 'n geloof wat die wêreld vrywillig aanvaar het nie. Hierdie geloof, hierdie Christendom, hierdie een wêreld geloof, hierdie Jesus Christus, hierdie Kersfees, hierdie Sabbat, Haasfees, hierdie nuwe jaar, het niks met die Almagtige te doen nie. Ons is vermoor oor hierdie goed, omdat ons dit nie wou doen nie, omdat ons gehoorsaam was aan die Almagtige. En op 'n slinkse manier, en om die Bybel te verdraai, met vertalings en klein woordjies en versies uit te laat en woordjies te verdraai, het die Satan en sy valse profete het reg gekry om hierdie Christendom by ons boervolk in te kry en ons totaal van die Vader se pad af te lei. En ek gaan nou vir u voorlees weer eens hoekom ek so sê, en dit staan in die skrif. Ek het reeds nou vir u gelees, wetteloosheid is 'n toestand van sonder wet wees. Nou sonder wet is jy sonder jou verlosser, jy sonder jou Messias. Die woord Jesus is 'n Griekse woord wat niks met ons verlosser, Yeshua Messias te doen het nie, en wat ook niks met ons Vader in die hemel te doen het nie. Vader sê, die wet is 'n smal pad wat almal verwerp. Jy sien, die wet is die weg. Yeshua sê dit hoeveel keer, ek is die wet, ek is die waarheid, ek is die lig. Niemand kom na die Vader toe deur my nie. Ek is die woord, ek is die waarheid, ek is die wet, ek is die lig. En ek gaan vir u lees, Psalm sê, die wet is die lamp van my voete, die wet is die waarheid, die wet is die lig. So, die wet is die weg. Hierdie is vir ons so toegesmeer met chocolates, en die is vir ons genade boodskapie. Is daar vir ons verkondig hier so van die kant af, en ons het al meer en meer ons oor geneig na hierdie genade boodskapie toe, want hierdie het vir ons lekker geklink, want ons hoef al minder te doen, ons kry al so nie. Nou, die smal weg waarna Yeshua verwys het, is Vader se wet. Hy sê, ek is die weg, ek is die wet. Dis die smal weg, dis die weg wat die wêreld verlaat het. Luister mooi wat ek vandag vir u sê, en jy kan gaan kyk rondom hier. Kyk hoe lyk ons land, omdat ons hierdie weg verlaat het. Die smal weg is die wet. Dis die lig, dis die lamp, dis die waarheid, dis Yeshua. Dis die woord wat vlees geword het en onder ons kom wandel het. Solank ons op hierdie pad is, het dit met hierdie volk nog altyd goed gegaan. Die oomblik wat ons vir hierdie pad afgedraai het, en jy gaan kyk nou maar, die laaste 1400 jaar, nie die laaste 50 jaar, hoe het ons volk deur die geskiedenis gestap. Vader se woord is vir ons die pad en die weg na die koninkryk van die Almagtige. Yeshua se bloed is 'n dakkie wat gebou is bo hierdie pad. En solank ons loop op die pad binne Vader se reëls, binne Vader se gebooie, binne Vader se wet, het ons op die pad gebly. En ons het onder die bloed gebly van Yeshua. Maar die oomblik wat ons hier afdwaal, ons is nie meer onder sy wet nie, ons is nie meer onder sy beskerming nie, ons is nie meer onder sy liefde nie, en ons is ook nie meer in sy laar nie, en ons is ook nie meer op die pad na die deur van die koninkryk van die Almagtige. So, as jy dit so sien, en jy lees die skrif so, dan gaan jy begin verstaan, hoekom word die wet verwerp, en hoekom het Yeshua gesê, die pad na die verderf is breed, die wêreld gaan hom volg, Satan gaan die wêreld mislei, maar die pad na die lewe is baie smal, en bitter min gaan hom vind. Omdat bitter min die wet en die weg en die gebooie van Vader wil aanvaar en wil stap. Hier is die rede. Ons kan nou stadige konnotasie begin optel na wie regtig die valse Messias is. Die Griekse woord vir sonde is anomia, wat eintlik beteken wetteloosheid. So, waar kom die nuwe evangelie vandaan? Ek het nou vir die pas verduidelik, ek het dit so 'n bietjie vooruit geloop. Hierdie evangelie, daar word nêrens in die skrif, in die Hebreëse geskrifte verwys, in die ou verbond, na die evangelie. In die hernuide verbond, wat hulle noem die Nuwe Testament, was daar ook nie die woord evangelie.
Die evangelie is ingesit deur die kerk in die Romeine om ons te mislei en te erken dat die evangelie van ons Messias is, maar eintlik is die evangelie die woord en die verleiding en die misleiding van hulle Jesus Christus. Ons Yeshua gebruik hoeveel keer in die hernieuwde testament of die hernieuwde verbond sê, julle moet hierdie woord verkondig, julle moet na my woorde luister. Later na die apostels toe, en toe het so 'n bietjie gaan bedraai, dan gesê ons verkondig die evangelie. Yeshua het nie evangelie verkondig nie, hy het 'n woord verkondig. So gaan kyk 'n bietjie, al die woorde van evangelie uit die hernieuwde verbond uit, en dan sit jy weer daar terug die woord, een enkel woordjie woord, dan vervang die evangelie met woord, en dan kyk jy of die versies in die skrif nie vir die dan begin bietjie meer sin maak nie. Matteus 24 vers 8 sê, maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. My naam, die wet, hy is die wet. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Die liefde vir wat? Die liefde vir die wet. Die liefde vir die weg en die waarheid. Ons wil nie meer op die pad loop, soos kammersdag te moeilik. Hier is 'n baie maklike pad, die breë pad, wat ons die breë pad. Hier staan dit in Matteus 24 vers 8. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nou wat is volhard? Volhard beteken jy moet veg, jy moet die stryd stry, jy moet beklei, jy moet op die pad bly, jy moet op die pad loop, tot die einde toe. Niemand is vandag nog gered nie. Hierdie ding wat hulle sê, liewe Jesus het my pa gisteraan kom haal, dis 'n liegstorie, dis 'n kerkstorie. Niemand het nog ooit van niemand kom haal nie, niemand het nog ooit in die hemel opgevaar, behalwe hy, Yeshua, wat uit die hemel het gekom het en weer teruggevaar het in die hemel. Almal van ons gaan rus en wag in die doderyk tot die oordeel kom. Niemand is in die hemel nie, jou pa is nie daar nie, jou ma is nie daar nie. Hierdie ding wat hierdie vroumense op die TV so praat, van ek wil graag, ek weet nie wat haar naam is nie, wat met die geeste kan praat, en dan betaal mense R500 tot R1000, 'n aantal kaartjie wat van kan vra, my pa is in die hemel, kan jy vir my sê, my pa vir my 'n boodskap? Afgodediens. Ons word gewater in die waarsku in die skrif. Ons het dit verwerp, ons het agter die afgode aangehardloop. Niemand is in die hemel nie. Hierdie woorde, nie die evangelie nie, van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld. So, die hele wêreld gaan oor hiervan. Tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Nou, kom ons, ek gaan net eers vir die verder lees, ek gaan nie eers myself in die rede val nie. Johannes 14 vers 15 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, ek is die wet, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lig, ek is Yeshua. Wie in my glo, die werke wat ek doen, hoe ek gehandel het, hoe ek geloop het, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al aan my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik mag word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen, as julle my lief het. Luister mooi, hierdie versie al die Christene verskriklik baie aan, ek sien op Facebook, baie sulke kaartjies. Alles wat julle in my naam vra, sal ek doen. Maar lees jy verder nie. As julle my lief het, en my gebooie bewag, en dan val hulle hier argument plat. Yeshua gee vir ons 'n waarborg. As jy my gebooie onderhou, as jy my lief het, sal jy ontvang wat jy in my naam vra. Gaan lees 'n bietjie die versie reg, dan kom jy agter. Sy naam word nie misbruik nie. Dis nie 'n golden ticket na al die sondes toe wat ons wil doen, en 'n vergifniskaartjie wat ons elke môre in die blik kan gooi, voordat ons gestraal aangejaag het. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, my gees, ek is waarheid, Yeshua se gees, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie ken nie, en hom nie gesien het nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. So, Johannes 14 vers 15 verduidelik het, ek hoef dit nie te verduidelik nie, dit staan baie duidelik in die skrif. Die wêreld kan hierdie wet, hierdie woord nie aanvaar nie, van Vader nie, omdat hulle Vader nie ken nie. Hulle kan Yeshua se woord nie aanvaar nie, omdat hulle Yeshua nie ken nie. Baie duidelik, ek hoef nie uit te brei daarop nie. Nog 'n klein bietjie, tydjie, en in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. En die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my. En ek in julle, wie my gebooie het en die bewaar,
die is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Straightforward. Ek hoef hier niks verder te sê. Al die Christenkerke vandag verkondig natuurlik 'n halwe waarheid, bewuslik of onbewuslik, en hulle kan nie onder die leuen uitkom wat 1700 jaar ons mee gevang is onder 'n wip en ons gevlug het vir hierdie selfde Christendom, vir hierdie selfde evangelie wat ons volk, ons is vermoor vir hierdie evangelie in ons kele afgedruk, en as ons hierdie evangelie nie gevolg het nie, dan is ons eenvoudig vermoor. Toe vlug ons. So, die Christene verduidelik pragtig van die wederkoms en al die goedjies, maar dis die helfte van die waarheid. En ongelukkig is dit nie ons priesters en profete en leraars en dominee wat dit bewuslik doen. Daar's baie van hulle wat dit bewuslik doen, wat presies weet wat die waarheid is, maar daar's baie van hulle wat verkeerd geleer is. Ek blameer die stelsel daarvoor vir die afgelope 1700 jaar. Dis die stelsel, dis die leermeester van ons dominees en ons kerke, die teologiese fakulteit wat beheer word deur die Satan, wat deur sy hoof is 'n disipel van die Satan. Die tekens teen die mure is Satan tekens. So, al ons predikers en dominees word daar opgelei. Dis hoekom hulle nie die waarheid ken nie, want hulle word nooit die waarheid geleer nie. Al wat hulle daar leer, is die dogma van die kerk. So, jy moet gaan mooi kyk. Alles staan in die skrif en ons word gewaarsku teen die valse profete en die valse Messias. 1 Johannes 2 vers 3 sê dit so. En elkeen wat hierdie hoop en hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Nie my opinie nie, is Vader se woord. As jy varkvleis vreet en jou skulpe gaan uithaal en jou mossels verbraai en jou shrimps gaan braai en alles eet, babers gaan eet wat ek ook geëet het en varkvleis gevreet het en mossels uitgegrou het, ek het alles gedoen. As jy wil onrein wees, sal jy die koninkryk van die Vader nooit afneem. Dis 'n keuse. Jy kan besluit. Vader het nie 'n saak met dit waarvan jy hou, dit waarvan jy nie hou nie. Vader het 'n saak met jou gehoorsaamheid en hoe rein jy is. En jy moet besluit hoe rein jy is. Want hy sal jou nie as die koninkryk toelaat as jy onrein is, jy is buite sy laar, jy is nie deel van sy volk nie. Elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is die wetteloosheid. En die einde van die sonde is die dood. Vader se woord. Julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. En geen sondes is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Nie as jy een keer in hom was, sal jy nooit weer sondig nie. Jy moet in hom bly. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen is regverdig voor hy wat regverdig is. Dis al. Geen iemand anders nie. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die seun van die Vader verskyn om die werke van die Satan te verbreek. Elkeen wat uit die Vader gebore is, doen nie die sonde nie. Omdat sy saad in hom bly. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit die Vader gebore. So as jy nie voor jy nie die Vader het gebore, is jy sonde los nie. Is jy nie uit die Vader het nie, is jy nie sy volk nie, is jy nie in sy laar nie, is jy nie op sy pad nie, en is jy nie onder sy beskerming in die bloed van Yeshua nie. Niemand op die aarde het nog ooit met Vader te doen gehad, behalwe sy seun Yeshua. Niemand kan sê, God praat met my en ek moet vir julle môre so sê nie. God het nog met niemand gepraat nie. Vader se gees en Yeshua se gees sal met jou praat as hy jou waardig ag. Verder het Vader vir jou die woord gegee en gesê, ek spreek tot my volk deur my woord en my profete. Baie mense sê, ek het Jesus lief, hy ken my hart. Waarheid, hy ken elkeen van ons harte. Hy sê, ek toets elkeen se hart tot in sy niere. Die vraag is, ken hy jou hart goed? Of sit 'n lieg jy jouself, om jouself te laat beter voel, om jy weet jy is besig om nonsens aan te jaag. Om te volg beteken om te wees soos. Nou sê baie mense, ja, maar julle is wetties, julle wettiese ouens is van die pad af. Waar kom daai gesegde vandaan van die pad af? Dit beteken ons het 'n pad wat ons moet loop. Die regte pad, die pad na die hemel toe. Die pad na die deure toe van die koninkryk van die Almagtige. En as iemand van die pad af is, dan sê jy vir hom jy's van die pad af. Dan oordeel jy hom nie, jy sê jy's van die pad af. Maar dan moet jy sê hoekom is hy van die pad af. Ek sê baie mense sê vir my ek is van die pad af. Dan is ek dankbaar, want ek is van die breë pad af, dit kan ek nie verseker. Maar die smal pad, die gaan nie elkeen vind nie. En die wat hom vind, gaan tot by die deur van Vader kom, maar hy gaan ook nie die deur vind nie. Nie elkeen wat geroep is, gaan gered word nie. Wanneer die Vader kom saam met Yeshua, sal alles weer rein wees. As 'n nuwe aarde wees, nuwe Jerusalem wat neerdaal. Openbaring 21 vers 1 sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien,
want die eerste hemel en die aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer. So, met ander woorde, jy kan nie meer gaan visvang nie, jy gaan ook nie meer babas kan eet nie. Grappie, dis dit wat ek dink het gaan gebeur. Ek Johannes, uit die heilige stad en die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel. Toe berei hy soos 'n bruid vir haar man versier. Ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, die tabernakel van die Vader is by die mense. Hierdie ons het so wel weggeraap word by die nuwe Jerusalem toe. Jerusalem kom nie na toe, hy gaan nie daai kant toe. Ons gaan wag om net hier. Vader se seun gaan weer onder ons kom tabernakel, maar die tabernakel is nie meer onder ons volk nie. Hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en Vader self sal by hulle wees as hulle almagtige. Mooi belofte doen. 2 Petrus 2 sê, maar daar is ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, presies wat gebeur het met ons boervolk 200 jaar terug, en ook die almagtige wat hulle gekoop het verloon en 'n vinnige verderf oor hulle sal bring. Ek net 'n bietjie al die sendelinge en so wat van die katholieke kerk en die Lutherse kerk ingekom het van Europa af, so 200-300 jaar terug, as jy die versie verstaan. En baie sal hulle verderflikhede navolg. En om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. Jy sien, om hulle ontwil word die weg van Vader vandag gelaster. Hy bestaan nie meer nie, hy is vernietig, hy is in die kruis vasgeslaan, en die ou wat hom volg is van die pad af. Dis 'n ewel om Vader se wet te volg, dis 'n sonde om die wet te probeer onderhou. Dit Dominee sê nou die dag vir my, dis net 'n hipokraat wat die wet probeer onderhou. Dominee, ons sien mekaar eendag vorentoe, as jy besef wie die hipokraat was, want die Vader sê duidelik in die woord, ons gaan hulle verderflikhede navolg, ons gaan hulle Kersbome opsit, ons gaan hulle haasfees vreet met varkvleis, en ons gaan vir ons Yeshua gaan ons 'n vark braai in plaas van 'n lam, en ons gaan Kersfees nog weer 'n keer 'n vark braai, en ons gaan hulle nuwe jaar hou, en ons gaan baie geld spandeer op die geskenke van die skongod. Vader se woord sê dit, ons gaan hulle ketterye en hulle misleidings gaan ons agtervolg, ons gaan dit saam met hulle staan. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkloos nie, en hulle verderf slymer nie, hulle is klaar geoordeel. Hulle gaan nie geoordeel word nie, ek kan hom nie oordeel nie, ek kan hom nie oordeel nie. Daai dominee, daai predikant in ons land, priester, profeet, wat jy jou ook al noem, hier staan geskryf, jy's klaar geoordeel as jy met opset hierdie boervolk die hinderlaag inlei, dat die Satan hulle kan vernietig. Want Vader het die engele wat gesondig het, nie gespaar nie, maar hulle in die hel gewerp, aan kettinge van die duisternis oorgegee. As Vader die engele nie gespaar het nie, sal hy hierdie vals predikante en hierdie vals priesters en hierdie vals leraars ook nie spaar nie. So, opsetlike verbreking van Vader se woord, as jy dit opsetlik oortree. Ons sê baie keer, my pa sê, jong, jy kom nie by daai mannetjie, hy is goddeloos. Wat het dit beteken as kind, as my pa my gesê, jy kom nie by daai mannetjie, hy is goddeloos. Dit het beteken, hy stout, hy doen kwaad. Israel doen kwaad, want hulle oortree Vader se wet. Want dit wat my pa my gewaarsku het, jy mag gaan kyk, dit het in die Bybel gestaan, dit het in Vader se woord gestaan, dit was die wet. En my pa het nie daarvan gehou as hulle dit oortree nie, daaroor moes ek ook nie daar gekom het. Want ek het daar gekom, want ek het my pa se wet oortree. En dan het ek pak slaag gekry daaroor, ek is gestraf. Die evangeliste soos Joseph Prins, hy noem die wet 'n evil, 'n leuen. En hy sê die wet kan jou nie red nie. Net soos wat ons kerke dit vandag sê. Die priesters, die pastore, die dominees, die vaders, almal sê dit. As ons gaan kyk na die Griekse betekenis van 'n dwaalleer, is dit heresis, en dit beteken 'n keuse, onenigheid, 'n sekte, 'n party wat glo in vernietigende dogma. So die dwaalleer het 100% Satan se leer aangeneem, en hierdie dwaalleer is presies wat in al ons kerke vandag gepreek word. Vader se woord sê dit, ons moet dit gaan lees, ons moet dit gaan leer. Enige iemand wat teen Yeshua, ons lig, ons lewe, ons wet, ons weg is anti-Messie, anti-Vader, anti-Hemel, pro-Satan, pro-kerk, pro-Jesus, pro-vark, pro-kreef, pro-shrimps, pro-mossels, pro-Sondag, pro-Haasfees, pro-Kersfees. Dan is jy anti-Messie. En dit is die anti-Christ waarvan die Bybel praat. Jy gaan presies sien wie hy is. Yeshua sê vir hulle, as
Vader, julle Vader was, sou julle my lief hê. Wie is hy? Ek is die wet, ek is die lig, ek is die lewe. Simpel. Hy sê dit hoeveel keer in Psalms. Ek het uit die Vader uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woorde nie kan luister nie. Hoekom aanvaar die wêreld nie vir Yeshua nie? Hoekom het hulle hom vermoor? Omdat dit die wet gehaat het, want hy is die wandelende wet en die wandelende woord van die Almagtige. Waarom ken julle nie my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as die vader. Die begeertes van julle vader wil julle doen en die begeertes van julle harte wil julle volg. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Gaan kyk 'n bietjie. 1600 jaar gelede, wat het met ons gebeur in Europa? Hy staan nie in die waarheid nie. Met ander woorde, hy loop nie my pad van die wet nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. So. Mooi luister na die kerke en die preke vandag, hoor, en die leuns wat hulle verkondig. Dan gaan jy sien vir wie preek hulle en wie hulle vader is. Wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit Vader is, luister na my woord. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit die Vader is. Wie verwerp die wet vandag in ons land, onder ons boere, onder ons volk? Jy maak die keuse, jy besluit, die skrif sê presies wie dit is. Yeshua antwoord en sê vir hulle, Matteus 24 vers 4, as ek weer terug in Matteus, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë, maar pas op, moenie skrik nie, want dit alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie moet teen die ander nasie opstaan, of sal teen die ander nasie opstaan. Die een koninkryk teen die ander koninkryk. Daar sal hongersnode wees, daar sal pestsiektes wees, daar sal aardbewings wees op verskillende plekke. Maar dit gebeur al van die Tweede Wêreldoorlog af. Ons is gewoon daar, dit gebeur al 100 jaar. En die einde is nog steeds nie daar, want almal sê die einde is op pad, die einde is op pad, die einde is op pad. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan die verdrukking oorgee. Wie is julle? Julle wat op die smalpad is. Jou broer sal jou verraai, jou pa sal sy seun verraai, die moeder haar dogter, broer teen broer, gaan julle verraai, omdat julle op die smalpad is, en jy sal vervolg word, en jy sal oorgegee word, en jy sal doodgemaak word, en julle sal deur al die nasies gehaat word, terwille van my naam. Yeshua, die wet, die lig, die lewe. Hier staan dit, moenie skrik, daar word nie een Christen in hierdie wêreld vervolg as gevolg van hierdie ding nie. Hierdie ISIS en die moslims en die Christene wat nou mekaar so lekker uitmoor, het niks hiermee te doen. Dis geen teken nie. Hy sê julle sal vermoor word as gevolg van my naam, as gevolg van die feit dat julle my wet onthou en julle sal deur die Christene vermoor word. Julle sal deur die moslems vermoor word. Soos wat die Christene julle vermoor het 1600 jaar gelede. Dit kom weer. Vader skryf dit in sy woord. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier's die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Maar daar sal valse Christus en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens doen en hulle sal groot wonders doen om as dit moontlik was ook van die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hier is die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hier is die binnekamer, moet dit nie glo nie. So lyk die valse Messias, hier kom dit nou, ek hoop ek kan dit hanteer. Maar vra julle broeders met die oog op die wederkoms van Yeshua en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees nie, asof die dag van Yeshua al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde openbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorbeeld van aanbidding is. Hier sê nou, u moet nou mooi luister. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Ek meen, ons moet eers, die wêreld is nou amper totaal afvallig. Ek meen, ons op daai punt is ons nou bitter naby aan die wederkoms, volgens my opinie, as ek die skrif reg verstaan. Die sonde moet eers geopenbaar word, dis nog nie gedoen nie. So u sal sien dat die
Die enigste God wat vandag in die wêreld aanbid word, van Suid-Afrika, van die Suidpool af tot die Noordpool, is Jesus Christus. Is die katholiek geskepte Jesus Christus, die valse Messias, wat die hele wêreld sal mislei, soos wat in die skrif staan. Sy naam is nie Yeshua nie, hy is nie die seun van die Vader nie. As jy 'n bietjie gaan Google, en 'n bietjie op YouTube gaan kyk, waar hy paus Lucifer as hulle enigste God aanvaar, en waar hy self sê dat Christus die seun van Lucifer is, die lig. Want hulle gaan homself voorgee as die lig. Satan gaan dit kom doen, hy gaan hom kom voorgee en voordoen as die engel van die lig. So, die een wat die meeste vandag aanbid word wêreldwyd, is definitief nie Yeshua Messia, die seun van ons almagtige Vader nie. So, gaan kyk daarna, gaan Google 'n bietjie. Dit staan nie van in die skrif dat die pad wat na die ewigheid lei en na Vader se koninkryk is 'n baie smal pad. En die skrif sê weinig sal dit vind. Nie 47 miljoen Christene of 2 biljoen Christene wat Jesus Christus aanbid nie. Vat 'n kans, gaan Google 'n bietjie, doen 'n bietjie huiswerk, doen 'n bietjie moeite. Die skrif sê nie van in Hosea dat my volk ten gronde gaan as gevolg van gebrek aan kennis nie. Omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp en ek sal jou kinders verwerp, sê Vader. Ons stel nie belang om te leer nie, ons stel nie belang om enige iets by te leer as ons vandag weet nie, en ons stel nie belang om aan enige iets te leer wat buite die kerkverband is en buite ons eie geloof nie. Onthou julle nie dat hy dit altyd vir julle gesê het. Ek praat weer, ek dink is nog in Matteus. Toe ek nog by julle was, en nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op die tyd openbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Nou, die een wat teehou en die verborgenheid, Vader se wet teehou, Vader se waarheid teehou, Vader se weg teehou, Vader se liefde, Vader se beskerming, is die anti-Messias. En hy is nog nie geopenbaar nie. Hy opreik nog hier onder die boere. Die sê ons boere moet verstaan, daar is 'n verskil tussen geloof en geloof. Ek hoor baie mense wat vir my sê, luister, my geloof is my geloof en jy sal nie my geloof aanry. Fair enough, ek neem verlief daarmee en ek aanvaar dit, maar onthou, in Engels het ons 2 woorde vir geloof. Ons het religion en ons het faith. Religion is iets waaraan jy glo, en geloof is wie jy inglo. Nou die meeste mense verstaan nie die verskil nie. En die probleem met die volk vandag is, ons glo meer in ons religion as in ons faith. Ons beskerm ons religion en ons verwerp ons faith. Ons aanvaar ons religion, ons aanvaar nie ons faith nie. Ons het die almagtigheid van die Skepper verruil vir ons eie geloof. Dis hoekom daar so iets soos 4.000 of 40.000 verskillende Christelike denominasies in die wêreld is, en elkeen het hulle eie religion. Maar nie een van hulle het dieselfde faith nie. En dis waar die verskil lê tussen geloof en geloof en geloof. En dis die verskil tussen genade en genade. Tussen grace en mercy. Ons ken nie die verskil nie, ons stel nie belang om die verskil te ken nie, want ons het gehoor die kerk sê, we are under grace, en ons bly onder die genade, dis grace. En ons het gesê, ons het gelees in iewers op 'n kol in die Bybel, en die dominee eendag vir ons gesê, jou geloof sal jou red. Nou, of het nou jou religion is, wat jy gaan red, hy moet jy op self uitfigure, en of het jou faith is in die Almagtige, die wet, die waarheid en die woord en die lig, en sy seun Yeshua, daai moet jy self van uitsorteer. Kies jy bietjie wie jy wil glo. Wat is jou faith en wat is jou religion? Nergens in die skrif het ek enigiets gelees van enige religion nie. En ek het ook nergens in die skrif gelees dat ons verskillende kerke kan aanbid, of deur verskillende kerke kan aanbid, en deur verskillende gode. Is u keuse. Dan sal die ongeregtigheid openbaar word, hy wat die Almagtige met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade. U moet mooi luister, u moet bitter mooi luister. Ek hoor dit elke dag in die kerke, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus, praise the Lord, Jesus is coming, praise the Lord, Jesus is the King, Jesus is God, Jesus is going to take us from the world, He will take us to heaven. Ek wil hê jy moet mooi luister na vers 9, hy sê,
Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerlei kragtige dade en tekens, wonders van die leuen, en met allerlei verleiding van ongeregtigheid, in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie. Daarom sal Almagtige die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo. Vader het hierdie dwaling gestuur om jou hart te toets. Jy sê elke slag vir my, op Facebook, as ons in 'n debat betrokke raak oor die woord van die Almagtige, sê jy, Jesus ken my hart. Maar jy ken nie met die Vader se hart nie. Ek oordeel nie, ek sê wat in die skrif staan. Gaan lees die skrif. Daarom sal God hulle krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Wetteloosheid. Die wat die wet van die Almagtige verwerp, die weg na die koninkryk en die bloed van Yeshua, wat hulle beskerm op die pad. Dis hulle. En wie is hulle? Ek gaan jy nou vertel. Maar ons moet Vader altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Vader bemin word, dat Vader julle van die begin af verkies het, tot die saligheid en die heiligmaking van die Gees en die geloof in die waarheid. Waarheid, die wet is die waarheid. Die wet is die woord, die wet is die lig, die wet is die weg. Kom ek weer, gaan lees die skrif. Die grootste misleiding in die mens jeugnis is hierdie Jesus coming ding, wat ek vir die so pas vertel het. Daar's drogbeelde, kruise, foto's. Ek meen, dit word wêreldwyd bemark. In elke huis, in elke katholieke huis, in elke Christense huis vandag omtrent, is 'n fotootjie van Jesus, of 'n kruisie wat teen die muur hang, of 'n kruisie met 'n beeldjie. Ons Bybels het almal kruise op. Ons is verlei, ons het te hoë in die hinderlaag ingeloop, omdat ons nie die moeite wou doen om Vader se woord te vat, dit te bestudeer, tot Vader te bid en te vra, Vader, maak u woord oor ons bekend, want ons wil graag die weg vind, wat na u koninkryk lei, die smal weg. Ons sal alles opoffer. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, jy moet Vader jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, jou hele verstand. Dis die heel eerste gebod, dis die belangrikste gebod. Nie jou broer, jou kind, ek hoor baie mense sê, my kinders is my alles. As jy my kinders vat, jou kinders is jou tweede. As jy aan my Vader vat, het jy moeilikheid. Maar ons is te slap om op te staan vir die Vader en wie se koninkryk ons wil gaan. Maar ons staan vir ons kerk, in ons religie, in ons familie en ons kinders staan ons op teen die Almagtige. En hy sê dit duidelik. En nou hang hierdie drogbeelde en hierdie prentjies en hierdie kruisies en hierdie Bybels in ons huis. En ons bid net vir Jesus Christus van die Katolieke Kerk wat ons uitgemoor het 1400 jaar gelede, wat het ons keel afgedruk het dat ons dit moet glo en vandag aanvaar ons dit vrywillig. Want jy wat, hy het vir ons 'n keuse gestel wat baie makliker is as hierdie ou keuse van die Almagtige. Daaroor het Vader gesê, my oorblyfsel sal gering wees. So min, dat 'n klein seentjie dit op sy handsak kan opskryf. Gaan lees die skrif. Jesus het God van hierdie wêreld geword, almal aanbid net vir Jesus. Volgens die wêreld bestaan die Almagtige Vader, die Skepper, die God van Abraham, Isak en Jakob glad nie. Ek hoor bitter min mense wat bid en sê, Almagtige Vader, Skepper van die aarde, God van Abraham, Isak en Jakob. Kyk op Facebook, dis sulke kaartjies, elke dag prentjies. Amen, say amen to Jesus if you want him to bless you. Prentjie, waar 'n beeldjie of 'n drogbeeld in 'n deur klop. Sê amen en sê welkom in jou huis. En al hy drink. En weet jy wat? U glo dit. En u sê amen op elke drogbeeld foto wat op Facebook geplaas word. Nou sê mense, ek mag nie oordeel nie. Ek oordeel nie. Die Almagtige, die Skepper, die God van Abraham, Isak en Jakob, het reeds hierdie mense geoordeel. Gaan lees die skrif, dan sal jy sien, ons het nie 'n God wat jy mee kan joker speel. Ons het nie 'n God wat jy op die glas kan skuif en dan dop hy uit en dan sê jy, wat kan ek doen vir jou? Ons dien die Almagtige Skepper van hemel en aarde. En as u almag nie verstaan nie, gaan Google 'n bietjie wat dit beteken. Ek en u is stof. Ons is stof, ons wil verdelg word, ons wil verdwyn, die wind sal ons wegwaai en niemand sal ooit weet van ons weet nie. Die valse Messias gaan
teen die wet, teen die pad, teen die waarheid en teen die lig van Yeshua preek. Luister, al die kerke, dominee, enige kerk, gereformeerd, ou apostel, nuwe apostel, APK, Agapai, ag, almal, gaan luister 'n bietjie daai dominees. Hulle preek almal teen Vader se wet, Vader se woord, Vader se lig, Vader se pad. En teen dit wat Yeshua is en was, en Yeshua was die woord, die wet, die waarheid en die lig. Dis nie ek wat dit sê nie, dit staan in die skrif, ons is gewaarsku. Almal het die Vader verruil. Ons het hom uitgestem demokraties, want al die kerke stem saam. Sorry buddy, sorry Vader, jy loop sit eenkant, ons aanbid nou vir Jesus, want Jesus sê, hy het jou wette kom vernietig. Anti-Messia, die valse Christus, wie sê nou? Sy naam is Jesus Christus van die Katholieke Kerk, wat in 613 na Messia sy naam gekry het, gestig is, en wat verantwoordelik is vir die dood en die uitmoor en die vernietiging van die meeste van die volk van Vader in mensenjeugenis. Gaan lees die skrif. Ek is moedeloos. Ek weet nie hoe moet ek dit vir my kinders verduidelik nie, vir my broer, vir u, my pa wat 80 jaar oud is, my ma, almal weier om hulle geloof te verander. En hierdie het niks met geloof te doen nie. Dit het met gehoorsaamheid aan die Almagtige te doen. Ek meen, die kerke maak almal Jesus worshippers. Dis net Jesus worshippers en Jesus bedieners en Jesus aanbidders en Jesus is die redder en Jesus gaan kom, maar niemand praat meer oor die Vader nie. Sien nie dit nie raak nie, of is ek mal in my kop, of wat, ek meen, ek sal aanvaar as daar hier morgenoggend 40 karre voor my deur staan, met masjiengewere op, van boere, Afrikaners, boere wat sê, ek is 'n boer, wat my kom skiet, oor dit ek vanavond vir julle sê. Want Vader sê, jou broer sal teen jou opstaan, jou pa sal teen jou opstaan, dit sal moeder teen dogter wees, broer teen broer, pa teen seun. Hy sê hierdie valse Christus sal staan in die tempel, in die deur van die tempel. En as die Christene heel mislei, want hulle lees nooit in die Bybel nie. Ek en u is die tempel. Wie staan vanaand in die deur van u hart? Die katholieke Jesus Christus, wie se beeldjie die wêreld volhang, wie se beeldjie hulle verkoop en biljoene rande elke jaar maak, wie se prentjies hulle verkoop, die een wat op Facebook versprei word, en die een wat al die kerke in die wêreld aanbid. Wie staan vanaand in u hart se deur? Ek oordeel nie, ek vra, wie staan in die deur van u hart vanaand? U besluit. Wie anderste kan die uitverkorenes van die Almagtige kom mislei? Daar's net een wat dalk die vermoë gaan hê om Vader se kinders te kan mislei. En dis die valse Messias. En dis Jesus Christus. Nie ISIS en die moslems en daai goed nie, ons haat die goed. Ek meen, niemand hou van hulle nie. Die Christene haat hulle, want hulle maak die Christene dood. So dis nou Gog en Magog is nou teen mekaar. So, hy kan nie die kinders van Vader kom mislei nie, want die wêreld haat hom. So, wie gaan Vader se kinders kom mislei? Die een wat die wêreld voor hom lief geraak het. En vir wie die wêreld lief geraak? Jesus Christus van die Katholieke Kerk. En as jy dit vanaand nog nie kan sien, dan sal jy dit in die lewe nie sien nie. Want jy wil nie die woord gaan bestudeer, en jy weier om weg te breek, en die nek sag te maak, en die hart sag te maak, dat die Vader deur Yeshua die hart kan spreek, en die oë kan open, sodat jy kan sien, ontwaak uit hierdie diepe slaap, uit waarin die wêreld slaap, en kan sien, wie is die valse Messias van die wêreld. Die paus erkende, Lucifer is my God, Christus is sy seun. Hy kom in die vorm van lig, die blink môrester. Voilà, van al die boere. Vroumense, emosioneel. As jy praat teen Jesus, dan vloek hulle van my, dan sê ek is van die Satan beseer. As ek hulle probeer verduidelik, maar Jesus is die valse Messias. Want Jesus het die Vader verwerp, die skepper van die aarde. Hy preek teen sy wet en teen sy woord en teen sy weg en teen sy lig en teen sy waarheid en teen sy genesing en teen sy blydskap en teen sy alles. Yeshua het dit nooit gedoen nie. Yeshua se woorde was, onderhou die gebooie van my Vader, dan sal ek jou lief hê, en as ek jou lief het, sal my Vader jou lief hê.
Yeshua het gesê, as jy wil gered word, onderhou my gebooie. As jy my lief het, onderhou my gebooie. Hoe weet ons het Yeshua en Vader lief, as ons sy gebooie onderhou? Lees die skrif. Maar ons glo die dominee in die kerk. Maar dit is vir ons gemakliker. Die dominee sê ons my regheid. Luister nie, het is my gemakliker om op 'n Sondag kerk te ons op Vader se Sabbat. Die dominee sê dit vir my. Ek kies. 2 Timoteus 4 vers 3 sê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeertes. Die oor sal afkeer van die waarheid, dis die wet. Hulle sal wend tot fabels, Jesus Christus beeldjie, lekker verlossing, hy kom, Jesus kom. Maar wees jy in alles nugter. Ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Wat ek dominee word vandag verdruk? Nie een nie. Hulle word opgehemel. Hy bou 'n 14 miljoen rand se huis. Hy vlieg in 'n 5 miljoen rand se chopper om sy bediening te doen. Daar is nie 'n priester of 'n predikant of 'n dominee wat verdruk word nie. Want hy bring vir u die genade boodskap en hy verkoop die genade boodskap aan u dat die geld in sy blikkie moet gooi sodat hy sy helikopter in die lug kan. Ja, ek is ernstig daaroor. En ek kan my môre op Facebook vloek as jy kan sien daarvoor. Ek gee nie om nie. Vader sê, ons sal verdruk word. Ons eie mense. U wat nou na my luister, gaan my vloek, my beledig, my sê ek is 'n satanskind, my sê ek is van die pad af en vir my sê ek gaan hel toe. Satan het dit so bewerk en Vader ook. Hy het gesê ek sal toelaat dat Satan julle mislei omdat julle vals is, julle is koud. Julle geloof het koud geword. Die mythe word vandag aanbid Yeshua. Hy's 'n Jesus, hy's 'n mythe, hy's 'n vals geskepte God deur die Katolieke Kerk. Maar ons het Vader en Yeshua vergeet. Want Jesus gaan ons red. Waartoe vat hy ons? Want hy is die kind, hy is die seun van Vader nie. Waartoe gaan hy saam met u Jesus? Hemel toe. Ek het nuus vir u. Sy huis is nie die hemel nie, sy huis is die hel. Want hy die hemel verwerp. Hy die Vader verwerp, dis hoekom Vader hom 6000 jaar gelede al uit die hemel uitgegooi het. 2 Korintiërs 11 stel dit so. Sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Yeshua. Voorgee, skaap en wolfsklere, wolf en skaapklere. Hulle lyk so skaap, hulle bler so skaap, hulle praat so skape. Hier sê 2 Korintiërs 11 gaan lees dit. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Yeshua. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van lig. Het jy al die versie ooit in die Bybel raak gelees? Nee, ek het nie, want ek lees nooit by die Bybel nie. Ek luister wat die dominee vir my vertel. Dit is niks besonders, wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Nie volgens hulle geloof nie, hulle werke. Gaan lees die skrif, die kerk mislei jou, die kerk lieg vir jou, Jesus Christus bedrieg jou. Ons sal nie een geoordeel word in hierdie lewe as Yeshua kom oor ons geloof nie. Ons sal net geoordeel word volgens ons werke. Dominee, priester, pastoor, boer, vrou, kind, broer, suster, ma, pa. Dis jammer. Ek is nie die een wat oordeel nie. Vader gaan die oordeel doen volgens ons werke. Daar kom 'n uur en is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Wat is die waarheid? Die wet. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Vader is die gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Nie Jesus Christus. Praise the Lord, praise Jesus, Jesus is God, Lord, Jesus is King, Jesus is coming, Jesus will save me. Jesus, 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 die wêreld op. Vader, stel ons in belang. Johannes 8 vers 13. En Yeshua sê vir die Jode wat aan hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken. Wat is die waarheid? Die wet. Wie is die wet? Yeshua. En die waarheid sal julle vrymaak. Wie is die waarheid? Die wet. Wie is die wet? Yeshua. Wie is die lig? Yeshua. Wie is die weg? Yeshua. Enige iets meer wat ek vir u kan vertel?
Ek dink, dis tyd dat ons Bybels gaan lees, en ek het vanaand net een gebed. Ek het vanaand baie gesê en ek het baie hard gepraat. Ek veroordeel geen kerk, geen dominee, geen priester, geen profeet, wat vals is nie. Want hulle het dit onkunde uitgedoen, omdat ons al 1600 jaar lang mislei is. Ons aanbid vandag dieselfde Jesus Christus, wat ons laat uitmoor het 1600 jaar gelede. My gebed vanaand aan ons Abba Vader, maak ons priesters, ons kerke, ons leiers, ons leraars, so ook om die leuen te sien en ons volk te red uit hierdie hinderlaag uit waar ons ingestap het. Ons het in 'n U-vorm hinderlaag ingestap. Ons word van al die kante af geskiet en verpletter. Ons word vermoor. Daar's een pad uit. Ons moet omkeer. Ons moet terug na die ou weë. Dan sal Vader ons genadig wees. En hy sal sy gees van die waarheid weer in ons harte sit. Hy sal ons weer aanvaar as sy volk. En hy sal weer ons God raak.